Deuteronomium 25, vers 5 tot 10. Hierdie gaan oor die plig as swaar en ander bepalings. As broers by mekaar woon en een van hulle sterf sonder dat hy 'n seun nalat, dan mag die vrou van die oorledene nie buite die familie aan 'n vreemde man behoort nie. Haar swaar moet by haar ingaan, haar as sy vrou neem en sy plig as swaar nakom. Die eersgebore seun wat sy in die wêreld bring, moet die naam van sy oorlede broer in stand hou, sodat die naam nie uit Israel verdwyn nie. Maar as die man nie kan sien om sy skoonsister as vrou te neem nie, moet sy na die oudstes in die poort gaan en vir hulle sê, my swaar weier om vir sy broer 'n naam te laat voorleef in Israel. Hy wil nie sy plig as swaar met my nakom nie. Dan moet die oudstes van die dorp hom laat roep en hom aanspreek. As hy egter vasstaan en sê, ek sien nie kans om haar as vrou te neem nie, dan moet sy skoonsister ten aanskoue van die oudstes na hom gaan, sy sandaal van sy voet aftrek, in sy gesig spieg en getuig en sê, so word gemaak met die man wat nie sy broer sy huis wil opbou nie. In Israel kry hy dan die naam huis van die uitgetrekte sandaal. Ons lees tot sover. Rit hoofstuk 3. Rit hoofstuk 3, ons gaan net na die eerste 9 verse kyk vir oggend. Ek weet, dit is bietjie vreemd. En jy breek nou hier in die middel van 'n storie en dan vertel jy nie die storie klaar nie, dis nie mooi nie. Maar daar's baie om te sê oor, so ek wil nie goed mis nie. En daarom gaan ek by vers 9 stop, en as die Here wil volgende week gaan ons aan met die storie. So Rit 3 vers 1 tot 9, en die tema wat ek gekies het is, jy is myne. Kom ons bid saam. Ons Vader wat in die hemel is, baie dankie dat ons weer u woord het vandag, en dat hierdie 'n lewende en 'n kragtige woord is. En ons weet, die woord bly in 'n sin 'n toeboek, al lees ons dit nou. Dit bly 'n toeboek as die Heilige Gees nie ons oë open nie. As Christus nie die sluier voor ons oë wegneem om die waarheid te sien nie. As die Vader, ons Vader, nie die lig in ons harte skyn om die duisternis te verdryf nie. Of selfs ons gedagtes hier, waar ons kan heeltemal piekfyn, wedergebore wees, nuwe mense in Christus, ons sondes is vergewe, ons oë is geopen, maar Satan kom en laat ons dink aan 100 goed, en ons gedagtes is in 100 rigtings oor vrese en angste en probleme en krisisse en vreugdes en opgewondenheid en verliefdheid en weet nie wat alles nie, Here, wat ons gedagtes oral kan wees. So ek bid dat u ons help, dat u ons bewaar, want u het gesê, die saad wat gesaai word, dit gaan net goeie vrug voortbring in die goeie grond. En die res help dit nie eintlik nie, want die dorings verstik het, die son skroei dit dood, en die voëls pik dit op. So ons bid dat u asseblief u werk kom doen, hier in ons gemeente vanoggend, en ons bid dit in die naam van Jesus. Amen. So toe ek nie was in my bediening hier in Kempton Park, toe het ek elke Vrydag 'n bid hier gaan bywoon, by die seminarium, waar die studente, predikante opgelei word. En dit was toe nou nog Dr. Martin Holt, wat die rektor was daar. En so nou bid ons elke Vrydag. En een Vrydag, wat ons gedoen het, ons begin altyd, ons luister 'n preek, een van die ouens preek vir ons, of ons kyk 'n preek, en dan as ons klaar die preek gekyk het, dan sit gebedstyd. En so van 11:00 tot 2:30 die middag, en dan 2:30 gaan breek ons, eintlik so 'n tyd van vas en gebed. En toe die dag, toe speel hulle 'n preek van
'n man wat gepreek het oor Rut 3. 'n Baie goeie prediker, hy's baie welsprekend, jy luister maklik na hom. Maar toe die ou klaar gepreek het, is een van die ander predikante so ontsteld. Hy sê, die ou het nou vir jou vandag nonsens gepraat. Want die ou het gesê, toe Rut nou haar parfuum aansit, dis die Heilige Gees, wat sy mee gesalf is, en toe sy nou haar klere aantrek, na sy gebad het, Christus het haar nou gewas, en toe het sy nou haar klere aangetrek, dit is nou beeld van haar sondes is vergewe, en sy het nou skoon klere aan, en so aan, en toe sê hy, man, die ou het soveel nonsens daar gepraat, en eintlik wat daar gebeur het op daai dorsvloer, toe Rut nou gaan en sy lê by Boas se voete, dit was seksuele losbandigheid wat daar aangegaan het. Nou die ou, wat nou so heftig gereageer het, daarteen, in 'n sin was hy reg, want ons sien nie in die Ou Testament, ons moet nou nie Jesus agter elke klip sien en elke tou en jy weet so nie, maar hy was ook in 'n sin verkeerd, want daar is so baie van Christus in die Ou Testament, ook in hierdie gedeelte, en hy was verkeerd om te sê dit was 'n seksuele losbandige besigheid met Rut en Boas, en dit gaan ek net nou vir jou wys. So kom ons kyk, wat is dit? Ek gaan die teks lees en dan sal ek dit uitlê en dan gaan ons kyk na toepassing. So, Rut 3 vers 1. Naomi, Rut se skoonmoeder, het vir haar gesê, my dogter, moet ek nie vir jou 'n tuiste soek waar dit met jou goed sal gaan nie. Nou ja, Boas, wie se werkers jy gevolg het, is mos familie van ons. Hy gaan vanaand by die dorsvloer gars uitwan. Was jou, smeer geurende olie aan, trek jou beste klere aan, dan gaan jy af dorsvloer toe. Maar moenie dat die man weet jy is daar, voordat hy klaar geëet en gedrink het nie. En as hy gaan slaap, maak seker van die plek waar hy lê, gaan dan nader, maak sy voete oop, en gaan lê daar. Hy sal dan self vir jou sê wat jy moet doen. Rut het geantwoord, ek sal alles doen wat hy sê. Sy het na die dorsvloer toe afgegaan, en alles gedoen, wat haar skoonmoeder haar voorgesê het. Nadat Boas geëet en gedrink het, en sy hart vrolik was, het hy aan die kant van die hoopgraan gaan lê. Sy het stilletjies nader gegaan, sy voete oopgemaak, en daar gaan lê. In die middel van die nag skrik Boas wakker, iets raak hom aan, en so waar, daar lê 'n vrou by sy voete. Wie is jy? Vra hy. Sy antwoord, ek is Rut, die slavin. Gooi die soem van die kleed oor die slavin, want u is die losser. So kom ons kyk eers na Naomi se plan, in vers 1 tot 6. Ek het in 2007, so in die verlede wat ons nou hier gedoen het, ook in die afgelope paar jaar het ons jare terug ook gedoen. Ons het van ons lidmate, ouderlinge, predikante, die haken van sending, dan stuur ons hulle oor see. So toe stuur die gemeente my Taiwan toe, om vir Tannie Ina van der Skyf te gaan besoek. Sy was vir meer as 35 jaar 'n sendeling daar, en sy ken die kultuur, so seker die aand voor ek terugkom. Ons het baie uitgeëet, want het is goedkoper om uit te eet daar, as om self kos te maak by jou huis. Dis nou as jy nou 'n enkel persoon is, of net 2 persone. En so toe gaan eet ons nou weer die aand uit, en is nou met Taiwanese en ander sendelinge, man, en daai sweet sour pork. Ons Chinese hierso, ons Chinese kos, is nie selfde nie. Daar is dit net anders, en die rys is lekkerder, en ek hou baie van rys, en nou het jy 'n bakkie rys, maar nou is al die bakke vleis in die middel, in hierdie restaurant, in die middel van die tafel, so jy het sweet sour pork, en daar het jy beesvleis, en daar het jy hoender, maar ek vat daai sweet sour pork, eet rys, vat sweet sour pork, eet rys. Sy sê nie, sy sê later vir my, in Afrikaans, hulle verstaan nie. Sy sê, jy moenie al die heeltyd net die vark eet nie, hulle gaan dink jy soek alles vir jouself, jy moet eers bietjie vark eet, en eet jy rys, nou eet jy bietjie bees, nou eet jy rys, so sy ken die gebruike. En dis presies wat hier aangaan. Onthou, Rut is 'n Moabiet, sy is van 'n ander land, sy ken nie die gebruike in Israel en die tradisies nie. So nou, dis nie dat Naomi wil baas speel nie. Naomi ken die gebruike en die kultuur, so sy sê vir Rut, hier is hoe jy dit moet doen. En dan wat ons nou gelees het in vers 1 tot 4. Men sy kan sien, hierdie arme Rut, sy werk van die son opkom tot die son ondergaan. Dit het ons in hoofstuk 2 gesien. Vers 7, vroegoggend is sy daar, hoofstuk 2 vers 7, hoofstuk 2 vers 17, die aand werk sy nog. So sy sien, Rut is moeg. Sy kan sien, Rut is eensaam,
want haar man is oorlede. En nou maak Naomi planne om vir Rut hierso uit te help. En dan sê sy vir haar in vers 1, sy sien Rut kort 'n maatjie, en dan sê sy vir jou, my dogter, moet ek nie vir jou tuis te soek waar dit met jou sal goed gaan nie. Wie van julle se Bybel sê, sal ek nie vir jou rusplek soek nie, of rus, okay, so hier's 'n paar van julle. Nou dis wat die Hebreëus sê, daai woord vir tuiste beteken 'n rusplek, of dit beteken stilte, kan ek nie vir jou stilte soek nie. Hoekom sê dit so? Jy sien wat hierdie jong mense wat so verlief is nou, selfs in ons gemeente, follow my eyes. So hierdie jong mense, hulle is onrustig man, hulle is onrustig. Jy sien as jy besig op soek is na 'n lewensmaat, dis nie 'n tyd van rus nie. Dis 'n tyd van onrustig en rusteloos wees. Jy soek nou hierdie lewensmaat, amper soos 'n jong ou. Ek het saam met hom gimnastiek gedoen toe ons op skool was. Hy is so 4 jaar jonger as ek. Nou my pa het saam met sy pa gewerk. En toe vertel die pa nou toe die seun klaar is met skool. Hy sê eendag nou kom hierdie die seun, kom hy in sy pa en ma se kamer in. Dis in die aand, hulle lê al in die bed op 'n Saterdag aand. Nou staan hy so by hulle kas en hy staan by die deur. En hulle gesels bietjie en hulle kan sien hierdie man is rusteloos. En uiteindelik sê die pa, wat gaan aan? Nee, hy wil met hierdie meisie trou. Jy sien, jy's rusteloos. Jy's rusteloos. So wanneer jy dan nou die maatjie gevind het en jy is getroud, dis 'n plek van rus. Die huwelik is 'n staat van rus. Jy het nou klaar gesoek, jy het klaar deur die winkelsentrum geloop en in al die vensters gekyk vir alles wat mooi is, maar nou het jy klaar gekyk. En nou het jy die een gevind, en nou kom jy tot rus. Spreuke sê mos, Salomo sê mos, hy wat 'n vrou vind 'n goeie ding. Hy vind guns van die Here. Ook in hoofstuk 1, in vers 9, toe het Naomi gesê, kyk, nee, dis hoofstuk 2 daar, hoofstuk 1 vers 9, sê sy vir haar skoondogters, mag die Here gee dat julle elkeen 'n tuiste vind in die huis van 'n man. Die Hebreëus daar weer, party van julle vertaling sê dit, dat jy rus vind in die huis van jou man. Rus. En dis hoe die lewe sonder Jesus is uiteindelik, nê, vir ons ook. Wanneer ons praat van ons hemelse bruidegom, dis dit, as jy sonder Jesus is, dis onrustig, die lewe is onrustig. Ja, jy trou en dan het jy kinders en dan maak jy daai kinders groot en dan gaan hulle skool toe en dan is dit skool in die oggend en in die middag is dit sport en in die aand kom hulle terug en jy eet gou en dan is dit huiswerk. En jy self, jy sit in die verkeer en jy gaan werk toe en jy verdien 'n inkomste en jy gaan winkels toe en jy koop kruideniers en jy klim die korporatiewe leer en dan tree jy af en dan reis jy rond en dan word jy siek en dan wag jy om dood te gaan. So dis net 'n gejaag, die hele lewe. En dan as jy daar op die einde kom en jy wag om dood te gaan, wat is daai besige lewe dan gewees? En wat baat dit jou dan? Wat 'n rus bied daai lewe vir jou? Die enigste plek waar jy rus vind is waar? Kom na my toe. Almal wat moeg en oorlaai is, of almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir jou rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is nederig en sagmoedig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele. So jy gaan net daai rus vind in Jesus. En as jy die rus gevind het in Jesus, nou kan jou huwelik 'n plek word waar dit nie meer so gaan nie. Nou kan die huwelik regtig, want jy verstaan daai rus in Jesus. Nou word die huwelik vir jou 'n staat van rus. Of jou enkelskap word vir jou 'n staat waar jy nie heeltyd worstel, maar hoekom is ek enkel? Nee, dit word vir jou 'n plek van rus. En jou aftrede, en jou werk, en jou kinderopvoeding, en alles in jou lewe, word dan vir jou 'n plek van rus. Want jy verstaan die rus wat jy in Jesus het. Nou dis wat Naomi vir Rut wil hê. Naomi soek dit vir Rut, en sy sê vir haar nou, goed, ek soek dit in vers 1, ek wil jou help om 'n plek van rus te kry, en nou sê sy vir haar wat om te doen. Sy sê, hier is hoe jy dit doen in ons kultuur. So, jy was jouself, hoekom het sy haarself bad? Ons het heel dag in die son gewerk, en sy sweet, of hoe sê hulle? Pigs sweat, men perspire, women glisten. Nou ja, Rut sweet. Sy het in die son gewerk, en nou sê Naomi vir haar, kom, gaan bad, was jouself, en dan sit jy 'n bietjie parfuum aan, lekker reukolie, en jy trek mooi aan, jy lyk mooi, en natuurlik gaan jy die kleed nodig hê, hoekom?
want dis April maand. Hoe weet ek dit? Want hoofstuk 1 vers 22 sê dis die begin van die garsoes, maar hierdie is nou 'n paar weke later, die oes is nou verby, want hy wan al die gars, om die gars en die kaf te skei van mekaar. So dis 'n paar weke wat die oes aangegaan het. So nou is dit al 12 grade in die nag in daai wêreld. En so ek wil daarom ietsie oor jou hê in die koeler nag. So dis wat Naomi vir haar vertel om te doen. Nou uit hierdie leer ek voorkoms, hoe jy lyk, en dit wil ek maar vir die jonges sê, en dalk vir die oues, ek het hierdie toepassing uit my preek gehaal, kom ek sit hom gou terug. Jy hoef nie op te hou parfuum aansit, want jy is 30 jaar getroud nie, hoor. So Rut, hierdie lesie leer vir ons voorkoms, ons verstaan, dis nie als nie. Rut is 'n vrou van karakter, ons gaan dit in vers 11 nog sien. Sy het 'n mooi karakter, dis waaroor dit gaan. Spreuke sê ook mos, charm is deceptive, beauty is vain, but a woman who fears the Lord should be praised. Die vrou wat die Here vrees, ons verstaan dit. Ons verstaan wat Petrus sê, die vroue moenie dink hulle moet hulle self mooi maak met vlegsels en met mooi hare en met mooi juwele, en dis nie verkeerd nie, sê Petrus, maar die fokus moet wees op die innerlike skoonheid van 'n sagte gees, 'n stil en sagte gees wat baie aanneemlik is vir die Here. So uiterlike voorkoms is nie alles nie, maar goeie genigte gee my 'n breek, dis nie niks nie. Want selfs die Spreuke 31 vrou is geklee in purper, sy lyk mooi. Ek dink nogal, dit wys ietsie van jou karakter, hoe jy jouself versorg. Alhoewel dit nie alles is nie. Dink jy dit sou mooi wees as Rut daar op die dorsvloer kom en sy sweet en sy stink en sy het nie gebad nie en sy het haar oudste klere aan met 'n koffievlek hierso. Nee, ek dink nie dis hoe jy liefde aan jou naaste wys nie. Deidre het 'n vriendin en hierdie vriendin het vir haar kinders geleer, hoekom borsel jy jou tande in die oggend as jy opstaan? Want jy moet lief wees vir ander mense. Ja, met jou stink asem daar kom nie. En so ek dink dit wys regtig iets van Rut se mooi karakter. Nou na sy gebad het, vers 3 sê vir ons, sy gaan toe nou dorsvloer toe. Nou wat doen Boas in die nag op die dorsvloer? Hoekom is hy daar op die plaas, besig in die nag? Want dis oestyd, en oestyd is besig. So ek bid elke woensdag saam met 'n groep predikante, en een van hulle bly daar in Vredendal, en hy sê dis maar boeregemeenskap daar. Hy sê as dit oestyd is hulle werk van son op tot son onder. Jy weet, tot in die nag. En so dis besig, dis hoekom Boas op die dorsvloer is, en natuurlik, hoekom hy die gars uitwan in die nag, is mos nou die kinders, onthou julle, ek het prentjies gewys vir julle, toe hulle daai prentjies van die gars op die skerm gehad, en dan slaan hulle mos, dit lyk soos lang gras in die veld wat droog is, maar as die gars, dan slaan hulle dit, dat die saadjies van die doppies loskom, en dan wag jy tot in die nag, want in die dag waai die wind te sterk, so dit gaan daai alles wegwaai, so jy wag tot in die nag, wanneer dit 'n lekker windjie is, maar nie te sterk nie, en dan die kaf is sulke ligte doppies, en as jy dit in die lug gooi alles, dan waai die ligte doppies weg, die kaf, maar die gars is swaar genoeg, en dan val dit weer op die grond, en jy hou aan, tot jy al die kaf weggewaai het, en jy het net die gars, die graan oor, die korreltjies oor, en dis wat hy nou doen, die wind waai lekker na 5 in die middag daar, en hy is besig om uit te wan. Nou vers 3 sê, Naomi sê vir haar, wag tot die man klaar gewerk het, tot hy klaar eet en drink, so moet hom nou nie gaan staan en pla nie, en dan sê dit, jy moet mooi kyk waar hy gaan lê, jy wil nie in die nag kom en het jy by die verkeerde man opgedaag nie, so kyk mooi waar Boas gaan lê, en dan, as hy gaan lê het, sê vers 4, dan saggies, dan haal jy die kombersie van sy voete af, nee, jy maak sy voete oop, en dan gaan lê jy doodstil by sy voete, en jy wag. En dan sê vers 5 en 6, Rut het presies gedoen, wat haar skoonma vir haar gesê het. Nou beteken dit, 'n vrou moet 'n man jag. En dis hoe dit lyk hier, selfs Timothy het gesê, dis die les. Ek weet hy het 'n bietjie gegrap met my. Maar dis nie die les nie. Die les is nie dat jy eintlik moet aantrek op 'n manier wat nie mooi is nie, sodat jy nou mans kan verlei. Daar's 'n jong man en hy is baie aantreklik,
regtig aantreklik. En as hy in die winkel loop, my vriend sê, daar's vreemde meisies wat hom stop en sê, kan ek jou nommer kry? Nee. As jy so 'n man jag, en as jy, dames en jong meisies, as jy so sal aantrek om mans te probeer uitlok, hoe sê daai meme, die prentjie, en dan staan daar, dear girls, dressing immodestly, as jy onbeskeie aantrek, dressing immodestly is like rolling in manure in varkmis. You will get attention, but mostly from pigs, sincerely real men. Nou sal iemand vir my sê, ja, maar vers 4 sê, sy moes gaan, sy het by Boas se voete gaan lê. Boas het nie geïnisieer nie, hy het nie die eerste stap geneem nie, hy het nie hierdie verhouding nagejaag nie. Hoekom het hy die verhouding nie nagejaag nie? Miskien weet julle nie, want ons het nie ver genoeg gelees nie. Vers 12 sê hy hoekom hy nie die ding geïnisieer het nie. Hy sê, want daar's 'n losser nader as ek. Hy het nie geweet Rut is beskikbaar nie. Hy dog, dis nie my plek nie, daar's iemand wat eerste reg het op Rut, volgens die wet, en so uiteindelik respek gewys aan Rut, deur nie die verhouding te jaag nie, te initieer nie, om te sê, die ander het eerste reg. Dis wat aangaan, die oomblik toe hy uitvind, maar Rut stel belang, die oomblik toe hy uitvind, Rut is beskikbaar, toe maak hy planne, en dit sien jy in vers 18, waarby ons nog gaan kom, toe sê hy, ek gaan hierdie ding nie laat staan nie, hy gaan dit vandag nog uitsorteer. So Rut en Boas het nie gesê, Sera, whatever will be. Dis nou maar net hoe dit is, as die Here dit uitgewerk het, gaan dit gebeur, as hy dit nie uitgewerk het, gaan dit nie gebeur nie, so ek gaan nou maar net hier sit en wag. Daar's iets wat hulle noem, en ek weet moslems glo dit, hulle noem dit fatalisme, Fatalisme beteken, jy sit nou maar net terug, jy wag maar net passief, want wat ook al die Here beplan het, dit gaan nou maar gebeur, en jy kan nou net niks daaraan doen nie. Dis fatalisme. So jy gaan nou maar net by jou huis sit, en wag tot iemand aan die voordeur klop, en jy maak oop, en iemand sê, hi, ek is op soek na 'n lewensmaat, stel jy belang. Het gaan nie gebeur so nie. Ons as Christene, ons glo nie in fatalisme nie. Ons glo in voorsienigheid, in Engels providence. Providence beteken, voorsienigheid, God gaan al sy planne uitwerk, maar daar's op 'n baie geheimsinnige manier wat ons nie verstaan nie, of verborge manier, jy maak jou besluite, maar God se plan gaan uitwerk, en jou besluite is regte, egte besluite wat jy geneem het. En so as ons in voorsienigheid glo, dan glo ons, Rut 2 vers 3, dat Rut toevallig op Boas se plaas uitgekom het. Ons weet dit was nie toeval nie. Dit was in God se plan, dat sy en Boas moet ontmoet. Maar, mense wat in voorsienigheid glo ook, God werk deur middele. Hy gebruik omstandighede, hy gebruik mense, en as jy in voorsienigheid glo, sit jy nie passief terug en wag dat iemand in jou deur kom klop, en sê, iemand moet nou maar my deur klop. Nee, jy maak planne, jy's aktief, jy bid, en jy sê, Here lei my. En dan gaan jy oor tot aksie. Jy bad, en jy sit jou parfuum aan, en jy trek jou mooi klere aan, en jy maak vriende, en jy vra vir koffie, en jy volg op en sê, wil jy vir nog 'n koffie gaan, en jy maak seker, jy vra haar eerste uit, voor die ander ou wat jou kompetisie is, uitvra. En jy gaan praat met die pa, en sê, oom, kan ek oom se dogter beter leer ken? Jy sit nie en wag nie. Dis wat ons hier sien met Rut en Naomi. Daar's planne gemaak. En dan, as jy alles gedoen het wat jy moet doen, dan doen jy vers 18. Naomi antwoord, my dogter, wag nou. Jy het nou gedoen wat jy doen, jy het jou planne gemaak, nou wag jy. Nommer 2, Rut se versoek. So dit was dan eerstens gewees Naomi se plan, en nommer 2, Rut se versoek in vers 7 tot 9. Nou ons weet as 'n baba, hier's nou babas in die kerk, klein baba Andrei, ek sê maar seker in die moederskamer, en nou as Andrei nou lekker gedrink het, dan is dit magie vol, oogies toe, soos Rolf op 'n Sondagmiddag na ete.
Dis presies wat Boas doen, want ons sien met Boas, maagie vol oogies toe in vers 7. Hy het klaar geëet en gedrink, so lekker, en toe gaan lê hy. En hy gaan lê daar reg langs die hoop, langs die graanhoop. Hoekom het hy langs die graanhoop gaan slaap? Nou seker dat hy môreoggend net kan aangaan met die werk, maar dis die tyd van die rigters. En dit weet ons uit Rit 1 vers 1. En wat gebeur in die tyd van die rigters? Mense kom steel jou goed, ja. Ons lees dit in Rigters 6, die ander nasies kom selfs. Hulle steek die grens oor en dan kom hulle in jou land in. En dan plunder hulle dit waarvoor jy hard gewerk het. So hy slaap maar daar. En dan sê dit, Rit kom toe hy nou daar lê en hy's lekker aan die slaap, toe kom Rit saggies. Hoekom wil sy hom nie wakker maak nie? Wel, ek dink nie jy wil 'n man wat so lekker geëet het en hy slaap nou soet. Jy wil hom nie wakker maak veral in die rigtertyd. Hy mag skrik en dink jy is so skelm. So sy kom saggies en sy maak sy voete oop, haal die kombersie, gaan nou oor die kombersie praat, haal die kombersie van sy voete af en sy gaan lê daar doodstil. Nou hier's nou daai mense wat sê, nee, maar voete, sy het die voete oopgemaak, dis eintlik 'n versagtende term. So as jy wil nou nie sê, oor die man is dood nie, jy sê nee, hy het die lepel in die dak gesteek, of, jy weet, jy gebruik sagter terme as net dood, en nou sê hulle, nee, hierdie woord vir voete is eintlik sagter terme om te sê, hier was 'n seksuele verhouding aan die gang. En die plek waar hulle dit kry is tekste soos waar Dawid egbreek gepleeg het, dan na hy egbreek gepleeg het, nou besef hy is in die moeilikheid, hierdie vrou is swanger, nou beter hy 'n plan maak. En nou laat roep hy al man van die slagveld af, hy is in die oorlog besig, hy sê, kom huis toe man, jy is so 'n goeie soldaat, hoekom gaan jy nie bietjie huis toe en gaan was jou voete nie? Dis 'n versagtende term wat Dawid gebruik om te sê, gaan geniet jou vrou, geniet tyd saam met jou vrou, en dit gaan daaroor intimiteit. Of waar die koning, so 'n groot koning Ehud, en toe kom Eglon, of het ek het andersom, Josua, is dit Ehud is die koning en Eglon is die man met die swaard. Nou, ek sal nou weer moet kyk in Rigters 3. Dan kom hy gaan daai koning doodmaak, maar hy's in die ou se kamer en toe steek hy die swaard in die ou se pens in. En die ou val daar dood neer en toe vlug hy. En nou wag die diensknegte buite die koning se kamer maar die goed in die darm se toe nou uitgekom. En toe ruik hulle, maar dit ruik nie so lekker nie, toe sê dit, hy was seker maar sy voete, of hy bedek seker maar sy voete. Hulle gebruik 'n versagtende term om te praat van privaat dinge. En so nou sê party mense, Rut het Boas se voete oopgemaak. Hulle wil nou eintlik nie vir jou sê daar het privaat dinge aan die gang gewees daar, hierdie gaan oor 'n seksuele verhouding. Dit is onwaar. Hoe weet ek dis onwaar? Want in vers 11 sê Boas vir Rut, almal weet, jy is 'n waardige vrou, jy's 'n deegsame vrou. Dis dieselfde woord wat gebruik word in Spreuke 31 vers 10. 'n goeie vrou, 'n deegsame vrou, wie kan so 'n vrou vind? Haar waarde is ver bo korale. So Rut is 'n deegsame vrou. Boas en die Hebreëse woord daar beteken moreel opreg, kuis, chaste, rein. Boas is dieselfde tipe man, volgens hoofstuk 2 vers 1, het praat dan net van sy groot rykdom en alles, maar dis dieselfde Hebreëse woord. Hy het 'n morele karakter, hy het 'n goeie karakter hierdie man. Verder sê hy in vers 12, daar's 'n losser nader as ek. Daar's 'n nader familielid, hy het eerste reg op jou. Hoekom sal hy sê, kom ons doen gou aaklige goed, sodat ek jou maagdelikheid of jou eintlik misbruik hierso en dan gee ek jou vir die ander man. Nee. Wie is Boas se ma? Wie was Ragab? 'n prostituut. Dink jy nie Ragab, en dit weet ons uit Matteus 1 vers 5, Ragab was sy ma. Dink jy nie Ragab wat 'n prostituut was, 'n Kanaaniet, 'n slegte vrou, wat haar bekeer het tot die God van Israel, weggedraai het van haar slegte lewe. Dink jy nie sy sou haar seun groot maak en sê, my seun, dit is wel bekend, ek was 'n slegte vrou gewees, maar ek ken nou die Here, leer uit my foute, hou jou rein, dien die Here. Buitendien,
as die voete beteken 'n seksuele verhouding, dan maak vers 7 en 8 nie sin nie. Want in vers 7 maak sy voete oop, eers later skrik hy wakker. Hulle het 'n seksuele verhouding gehad en toe skrik hy wakker later en sê, hier's 'n vroumens. Maak nie sin nie. Seks voor die huwelik is nie goed nie. Al is daar 'n sekere denominasie wat dit op hulle sinode besluit het in 2011. En gesê het, ons weet nou eintlik 'n seks vir die huwelik bedoel, maar ons verstaan ook al is mense wat voor die tyd saam bly en voor die tyd 'n seksuele verhouding het, want eintlik doen hulle dit want hulle het baie hoë respek vir die huwelik. Dis hoekom hulle dit doen. Hulle wil nie net in die huwelik instap en 'n gemors daarvan maak nie. Dis hoekom hulle dit uittoets. 'n Man het eendag vir my gesê, kyk, ons het in 2005 nie 'n lekker ding hier gehad nie. So 'n man wat saam met sy meisie gebly het, ons vind toe uit en ons het met hom verskeie kere gepraat en mooi gepraat en gesê, jy kan nie so lewe nie, jy behoort aan hierdie gemeente, jy bely jy ken Jesus en dit gaan die Here se naam deur die modder sleep, dit gaan jou skade aandoen, jou verhouding met die Here, dit gaan die gemeente se naam skade aandoen. Ons sê hom hy moet hom bekeer, hy het nie. Uiteindelik toe word dit 'n geval wat ons hom geëkskommunikeer het, verwyder het as 'n lidmaat van die gemeente. En toe is baie van die lidmate ontsteld. En een van die mense het vir my gesê, nee man, dis mos nou nie verkeerd as iemand, jy koop mos nie net 'n kar nie, jy toets hom eers. En so jy toets eers, kan die werk en kan die seksuele aspek werk, so jy toets dit eers uit en dan kan jy besluit, wil jy nou trou met die persoon of nie. Nee, dis nie wat die Bybel sê nie. Hebreërs 13 vers 4 sê ons moet die huwelik baie hoog ag. Ons moet die huwelik waardig ag en die huweliksbed moet rein bly, want God sal egbrekers en seksueel losbandiges oordeel. Die Engels sê adulterers and fornicators. Seks buite die huwelik, seks voor die huwelik. Dis albei uit. Dis 'n mooi geskenk wat die Here gemaak het en hy het dit bedoel vir die huwelik. So, as jou begeertes jou pla, 1 Korintiërs 7 vers 2 sê vir jou wat om te doen. Kry jou eie man, kry jou eie vrou, omdat daar soveel losbandigheid in die wêreld is. En dan sê vers 9, dis beter om te trou as om te brand van begeerte. Ja, dis normale begeertes vir die Here jou gegee. Maar trou dan. Vind dan 'n lewensmaat en trou. En dit sê vir jou met wie jy moet trou. 1 Korintiërs 7:39, jy kan trou met wie jy wil, maar net in die Here. So maak seker jy trou met 'n ander Christen. Nou, Rut en Boas, hulle doen dit reg. Sy het by sy voete gaan lê. Vers 7 sê dit, sy het daar gelê. En later gaan ons sien, sy het die heel nag daar gelê. Wat sê, sy het nie ander goeders aangevang. Sy het die heel nag daar gelê en stil gelê by sy voete. En nie dit wat mense sê nie. Nou, toe sy nou Boas se voete oopmaak, wat gebeur met jou, party van julle? Wat gebeur met jou as jou voete oop is op so 12 grade aantjie buitekant? Jou voete raak koud later. En sy weet dit gaan gebeur. En nou beweeg hy later sy voete en natuurlik toe hy sy voete beweeg en hy draai, voel hy maar hier's iets by my voete en hy skrik om boeglam. En hy sê, sien hy hier in die middel van die nag, hier lê 'n vrou. Nou dis lig genoeg om te sien die silhouet van 'n vrou. Hy kan daarom sien die buitelyne, hierdie is 'n vrou wat hier lê. Maar dit is te donker om te sien wie. En hoekom is dit donker? Want is nie volmaan nie. Hoe weet ek is nie volmaan nie? Want hoofstuk 1 vers 22 sê, hulle het in die begin van die gaarsoes daar gekom. Die begin van die gaarsoes is volmaan. En dit weet ons uit Levitikus, want die gaarsoes gebeur in die tyd van die Pasga, dis volmaan. Levitikus 23. So hierdie is nou 'n paar weke na die gaarsoes, of na die oes is nou aan die einde, so dis nie volmaan nie, is te donker om te sien wie. Dis hoekom hy sê, wie is jy? Ek kan nie sien nie. En sy sê, shh, want hy het so geskrik. Ek is Rut. Dis een van die mense wat op die plaas werk. Hy weet natuurlik wie Rut is, toe sy dit vir hom sê. En dan sê Rut vir hom, ek is Rut, sprei asseblief, die Hebreëus sê letterlik, sprei jou vlerke oor my. Of hier sê dit die soem van jou kleed, of party vertalings die hoeke van jou kleed. Kom ons kyk gou op die skerm, en dan sien jy daar 'n prentjie. So daar's mansklere in ou Israel, en so die blou pyltjie, dis nou daai jassie wat hy het, dit sal die bokleed wees, en dan die onderkleed daar's die linne, die bietjie off-white, wat hulle gedra het,
En so hy sou nou in die aand, hy's nie by die huis nie, so hy het nie sy comforter nie, of sy duvet of sy kombers, en so hy's op die dorsvloer, op die plaas, so hy sou daai boonste ene uittrek en dit oor hom gooi soos 'n kombers. En dan het hy, jy sal een kry met lang moue ook, en dan die onderste een slaap hy in. Dis nou sy nagklere, letterlik. En wanneer Rut vir hom sê in vers 9 aan die einde, dan sê sy, gooi die soem van jou kleed of jou vlerke oor my. Dit sou nou wees as jy hom so hou, dan lyk hy soos 'n kombers, die hoeke onder. Sit dit oor my. En daai was simbolies geweest. Dankie, ek kan maar afval daar. Daai was simbolies want sy sê jy's 'n losser. Daai is simbolies as hy dit oor haar sit om te sê jy's onder my beskerming nou. Ek sal vir jou versorg. Dis wat sy vra. Sal jy asseblief? Nou sy weet nie daar's 'n ander man nie. Daar's 'n ander een wat eers reg op haar het. Sy weet dit nog nie. Ons gaan daarby kom volgende week. Maar sy sê asseblief want sy weet hy's 'n losser. Sy weet die wet sê dat as jou man dood is en jy het nie kinders gehad nie, moet die boetie trou as daar nie boeties is. In hierdie geval is die boetie dood, nê. Haar man se broer is ook oorlede. So nou moet die naaste familielid met haar trou en die eerste kind wat hulle het, hy dra dan die familienaam van haar oorlede man, sodat die familienaam nie uitsterf nie. En hulle het alles verloor. Hulle is nou arm, weduwees, die plaas verloor en so nou as hy met haar trou, dan verloor hulle daarom nie die eiendom nie, dan bly dit in die familie. En so dis eintlik waarvoor sy vra. En ek het nou al die tekste hierso in Levitikus en Numeri en Deuteronomium. Die wat regtig belangstel kan my na die tyd vra. Maar dit is presies wat Jesus vir ons doen. Dis presies wat Jesus Christus vir sy kinders doen. Is hier iemand vanoggend? Jy voel hopeloos. Jy voel weerloos. Jy voel so ek is net hulpeloos. In wat ook al in jou lewe aangaan op die oomblik. Jy voel soos Rut, want sy het niks nie. Sy is 'n weduwee en in daai tyd jy kan nie uitgaan en werk vir 'n inkomste nie. Jy kan maar op die plaas gaan bietjie optel van wat geval het, maar dis dit. Die Here sê vir jou in Rut 2 vers 12, jy het gekom onder die vlerke, daai hoeke van die kleed van die God van Israel. Hy is jou beskermer. Jy het onder sy vleuels gekom. Psalm 91 vers 4 sê die Here, ek sit my vlerke oor jou, kom skuil onder my vlerke, jy is onder my beskerming, ek sal vir jou sorg. Voel jy miskien skaam oor sonde in jou lewe? Goed wat jy gedoen het in jou lewe, en jy's jammer daaroor, en jy voel soos Adam en Eva, jy voel eintlik ontbloot, hulle was kaal, en nou voel hulle ontbloot, en hulle maak vir hulle klere van vyeblare, of jy voel skuldig oor goed wat in jou verlede is. 'n man het eendag mos vir my gesê, toe ek vir hom gaan vertel van my verlede, toe sê hy, what has your past got to do with the present? En iemand het vir my vertel, iemand wat 'n baie aaklige ding gedoen het, in die huwelik, en toe sê die persoon vir my, ek sê vir my kinders, ja, mens maak foute, en jy laat partykeer jou kinders dan maar gaan, laat hulle die foute maak, het hulle leer, maar toe sê daai persoon vir my, ek sê vir my kind, jy maak nie daai fout nie, want ek betaal nou nog, en daai ding los vir jou nooit, oor dit wat ek gedoen het, en jy word gedurig daaraan herinner, en nou voel daai persoon aanhoudend skuldig, en ek wil vir jou sê vanoggend, Adam en Eva het probeer om hulle sonde te bedek, die Here het dit nie aanvaar nie, maar die Here het hulle sonde bedek. Want hy het die klere van vel gemaak, hy het die offers gebring, die diere geslag. Oor dit wat jy nie kan vergeet nie. Die Here is die een wat sê, in Esegiel 16 vers 8, jy was daar naak gewees, jy het in jou eie bloed gelê en spartel, toe het ek gekom en die hoeke van my kleed oor jou gegooi, om te sê, jy is onder my beskerming, ek sal vir jou sorg. Ek sal dit bedek waaroor jy skaam is. Christus, hy is die een wat vir ons die nuwe kleed gee. En ek sê nou nie dis wat ons moet nou alles vergeestelik nie. Ek sê net vir jou, net soos dit, so ook dit. In die Nuwe Testament, dat Christus eintlik die vervulling is van die hele Ou Testament. En dat hy die een is en ons trek die kleed van sy geregtigheid aan. So daar's klere op 'n ander manier. Waar ons bedek word met sy geregtigheid. Ja, hy het naak gehang in 'n kruis. Sy klere is uitgetrek. Sy klere is verdeel, sodat ek en jy bedek kan word. Sodat ons nie naak hoef te wees nie, en skaam en skande hoef te hê oor ons sonde nie. Christus ons geregtigheid. Christus se bloed. Daai gewete wat jou so pla oor die verlede, oor goed van die verlede. Maak nou daai hoofstuk toe.
Laat die bloed van Jesus jou gewete skoon was. Dis genoegsaam daarvoor. En dan noem hy jou selfs al was daar seksuele sonde in jou verlede. Dan sê die Here vir jou in Openbaring 14, jy's 'n maagd, you're a virgin, jy's nou rein gewas van al daai goed. En jy kan voor hom staan met die reinheid van Christus. Voel jy miskien vuil vanoggend? Voel net so vuil in jou hart en in jou lewe, en jy voel onwaardig om voor die Here te kom. Jy voel onwaardig, jy dink ek moenie eens my gesig by die kerk wys nie. Jy voel onwaardig wanneer daar nagmaal is en dink ek kan nie. Jy's soos daai meisietjie in Skotland. Ek het hierdie storie al dikwels vertel. Ek het dit as kind gehoor. En ek het dit toe nou gaan self opsoek en navors van die meisietjie of die vrou wat in die kerk, sy wou nie die nagmaal gebruik nie, want sy het so vuil gevoel en so onwaardig, maar sy is 'n kind van die Here en haar predikant ken haar toe sê, take it lass, it's for sinners. It's for sinners. Dis wat Jesus vir jou gebring het. Jy voel so onwaardig en die duiwel help jou in jou onwaardigheid. Ja, jy is onwaardig, ja, ek is onwaardig, maar die lam is waardig. En hy staan in ons plek. En Satan kom gooi daai goed voor jou gesig. En hy kom sê vir jou, kyk hoe sleg is jy, die Here jou aanvaar. Hy wys jou sonde uit en dis dit nie wat hy gedoen het in die boek Sagaria nie. Dan staan Satan daar en hier staan Josua die hoofpriester, hy verteenwoordig die volk, maar hy het hierdie vuil klere aan. So vuil, so lyk soos 'n mechanic van die werk afkom, is net bevlek en hy kan nie sy kop optel nie. Hy staan voor die Here en Satan staan langs hom en kla hom aan. En sê, kyk hoe vuil is hy, kyk hoe vuil is sy lewe, kyk sy sonde. En die engel van die Here sê vir hom, die Here bestraf jou, Satan. Die Here wat Israel gekies het, die Here bestraf jou. Trek vir hierdie man, trek hy vuil klere uit. En trek vir hom hierdie skoon klere aan. En 'n skoon kopstuk, 'n kopdoek. Wat het met daai vuil klere gebeur? Is nie in die was gegooi nie, wat het met daai vuil klere gebeur? Daai Here self het daai vuil klere gaan aantrek. Daai sondig op hom geneem en hy het gesterf aan die kruis. Sodat daai skoon kleed, skoon gewas in die bloed van die lam, dat Josua dit kan aantrek, dat jy dit kan aantrek. Hy is die bruidegom wat sy bruid was, met die waterbad van die woord, sê Efesiërs 5. En hy was ons skoon. En Openbaring 7 vers 14, hulle klere is wit gemaak in die bloed van die lam. En jy sal saam met my wandel in wit, want hulle is waardig. Nie omdat ek en jy in onsself waardig is nie, maar hy maak jou waardig. Voel jy miskien vas in jou sonde vanoggend. Jy voel jy is in hierdie net en jy kan nie uitkom nie. En jy weet nie hoe om uit te kom uit hierdie ding nie. O, wat het Boas en Rut met mekaar daar gepraat? Boas, jy's 'n losser. En dit is Jesus wat ultimately, as ek Engels kan praat, uiteindelik die groot losser, die verlosser. Is deur sy bloed wat hy ons losgekoop het van ons sonde. Openbaring 1 vers 5. He redeemed us. You're a redeemer, Boaz. Jesus, you're our redeemer. En dis hy wat ons verlos, vrykoop, loskoop van die armoede van sonde, van die hopeloosheid van sonde. So ons moet ook maar aan sy voete kom lê, nê. Daar's nou maar een groot verskil tussen Boas se voete en Jesus se voete. Daar's nie spykermerke in Boas se voete nie. So jy kom lê nederig soos Rut. Om aan die voete te lê is te wys jy buig laag. Jy kom lê nederig aan die deurboorde voete van Jesus, totdat hy jou met sy kleed bedek. Jy vra hom, bedek my. Totdat hy jou met sy kleed bedek en sê, jy's myne. Kom ons kyk daar. His robes for mine, oh wonderful exchange. Clothed in my sin, Christ suffered neath God's rage. Draped in his righteousness, I'm justified. In Christ I live, for in my place he died. Volgende. His robes for mine. What cause have I for dread? God's daunting law, Christ mastered in my stead. Faultless I stand with righteous works, not mine.
saved by my Lord's vicarious death and life. His robes for mine. Such anguish none can know. Christ, God's beloved, condemned as though his foe. He as though I, accursed and left to die. I as though he, embraced and welcomed home. I cling to Christ and marvel at the cost. Jesus forsaken, God estranged from God. Bought by such love, my life is not my own, my praise, my all shall be for Christ alone. Ons prys U, Hemelse Vader, vir verlossing in Christus. Prys U naam, prys U naam, prys U naam. Driemaal heilig, driemaal waardig is die Here God, die Almagtige. Dankie vir hierdie verlossing. Here, skenk dit vrylik vanoggend vir daai moedelose siel. Skenk dit vrylik. Amen.